God in die oggend wat sag op ons straal, die eerste lig voor die dag ons haal. God in die stilte waar die wêreld wag, U wat ons roep en ons roete bepaal. God in die asem wat ons stil inhaal, en elke tree nog voor ons val. God in die begin van elke dag, waar ons leer om te vertrou en op U wag. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. God in die klein dorp, stof en klip, ons soek skadu onder die boom bly ons sit. God in die huise, oud en stil, waar stories leef en harte wil. God in die wind wat saggies praat, U woord wat lei op elke pad. God in die eenvoud van ons dag, waar U ons seën en dagliks dra. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. As die pad lank raak en die lig word min, hou U ons hand vas en wys ons weer begin. Nie alleen nie, nooit verlate nie, U loop saam met ons elke tree. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Ons is op pad na God se hart. Ons is op pad na God se hart. Môre almal. Dit is so lekker om hier voor te sit en jy kan hoor hoe lekker almal gesels en so fluister, die energie wat vanoggend hier so is. Dit is so lekker. So vanoggend gaan ons julle lei in voorsang, maar ons gaan julle nie lei nie, ons wil hê julle moet saam met ons sing. So ons gaan almal staan. Ons net 3 liedjies, so julle hoef nie lank te staan nie. En dan gaan ons almal uit volle bors tot eer van die Here sing vanoggend. En dan gaan ons met hierdie energie so voort. Voor de God, Yahweh.
Goeiemôre vriende. En hartlik welkom hier vanoggend in die huis van die Here. Dit is weer 'n lekker warm oggend, maar ek is seker ons het lekker warm in ons harte. Hoe dan nou anders te nie as ons die voorreg het om so saam te kan sing met die Here van die Here. Dit is so lekker om hier voor te staan en elkeen van julle te sien. En mag vanoggend weer eens vir elkeen van ons wat hier is 'n spesiale ontmoeting wees met die Here. Dat vanoggend nog 'n stukkie van sy hart vir ons wil ontwys. Onthou, ons is pad langs op pad na God se hart toe. Elke Sondag is 'n geleentheid waar die Here vir ons bietjie meer van sy hart wys. Mag dit vanoggend nogtans so wees dan ook. Julle weet hoe werk dit, as jy nog nie die geleentheid gekry het nie, groet gou iemand voor jou, langs jou en agter jou en sê vir hulle môre en hoor hoe gaan dit met hulle vanoggend. Julle net so vinnige reëlingkie of twee vir die week wat kom dan ook. Die familie nie stuur ons vir julle uit. Julle weet, neem kennis daarvan. Môre aand is ons eerste kerkraadsvergadering vir die jaar. En ons vra julle as gemeente se voorbereiding ook vir daardie vergadering. Ons het 'n paar saakies waar ons moet gesels, maar die goeie ding natuurlik van môre aand se vergadering ook is die begroting vir die nuwe jaar. So na die kerkraadsvergadering, as ons ook vir julle as gemeente terugvoer gee oor die besluite wat daar geneem is. Maar bid saam met ons vir môre aand se vergadering dat die Here ons deur sy Heilige Gees daar ook sal lei om die regte besluite vir sy gemeente tot sy eer dan ook te neem. Ander belangrike ding, ek wil vir almal vir julle uitnooi, julle het gestuur in die week, ons het 'n uitnodiging uitgestuur, dat vanaand 6:00 is daar 'n spesiale lofprysing en aanbiddingsdiens, of soos wat hulle sê, net 'n praise and worship. Dit gaan nie 'n diens wees soos wat ons dit ken nie, daar gaan nie 'n preek wees nie, dit gaan doeteenvoudig net lekker saam lofprysing en aanbidding tot eer van die Here wees. Onthou so wat ons in die video ook gesê het, dis nie ons jeugdiens nie, dis nie net vir ons jong mense nie, dis oop vir enige iemand wat 'n behoefte het om met kontemporêre lofprysing en aanbiddingsmusiek die Here te loof en te prys. So ons begin vanaand stiptelik 6:00. Die jong mense kom nog steeds 5:00 by mekaar. Julle gaan nog steeds julle koffie en alles in die saal drink en dan 6:00 gaan ons almal hier in die kerk by mekaar kom en die Here se naam loof en prys. Ons behoort so teen 7:00 op die laatste behoort ons dan ook klaar te wees. So ek nooi elkeen van julle om daardie geleentheid dan ook by te woon. Die res van die goedjies is in die familienuus. Neem kennis daarvan. Julle weet al as iemand se naam op die voorbiddingslysie is, bid saam met ons vir daardie persone. As jy kan, reik uit na hulle, hoor hoe gaan dit met hulle. Dis hoekom ons die name daar sit. Dis hoekom ons 'n geloofsfamilie is. En ons gaan later in die diens juis ook bietjie meer daaroor hoor. Oor hoe belangrik dit is dat ons as kinders van die Here mekaar dan ook ondersteun en bemoedig. Voordat ons verder gaan, wil ek ook net vinnig vir julle sê dat as jy in die volgende tydjie, die volgende weke of iewers in die jaar 'n oproep van die dominee afkry, moet nou nie jou boude lam skrik nie, hoor. Ek sien dit gebeur nou nog om een of ander rede as die dominee jou bel, dan klink dit my soos dominee, wat is fout? Nee. Ons het aan die einde van verlede jaar het ek vir die kerkraad gesê, ek is stelselmatig hierdie jaar maak ek 'n punt daarvan om almal in ons gemeente sommer net te bel en te hoor, hoorie, hoe gaan dit met julle as gesin? Hoe gaan dit met jou? Is daar iets waarvoor ons vir julle kan bid? So dis sommer net 'n algehele oproep om te hoor hoe dit met jou gaan. Hoor, so as jy nou 'n oproep kry, moet nou nie skrik. Dominee Jakob, wat het ek nou verkeerd gedoen of wat is fout nie? Dis sommer net 'n oproep om te bel om te hoor, hoe gaan dit? Is julle gelukkig? Is julle gesond? Waarvoor kan ons bid vir julle? So kyk uit vir jou oproep iewers in hierdie jaar, sal jy 'n oproep dan ook dan kry. Kom ons word so 'n paar oomblikke stil in die teenwoordigheid van die Here. En ek wil hê jy moet hierdie geleentheid gebruik om net vir so 'n oomblik net te probeer vergeet van alles wat die week nog voor lê, die kos wat in die oond of vir die sloukoeker is, enige probleme of bekommernisse wat vanoggend op jou hart is. En ek vra dat daar waar jy sit, jy net jou hart sal oopmaak en die Here sal nooi om jou te ontmoet hier in vanoggend se diens. Abba, wat 'n voorreg is dit nie, om vanoggend so as 'n geloofsfamilie te kan by mekaar kom nie. Here, om ons dag te begin deur U naam te loof en te prys. Want Here, U verdien al die lof en al die eer. Want Here, daar is niemand soos U nie, daar is niemand behalwe U nie, daar is nie 'n ander God behalwe U nie.
En Here, wanneer ons U naam loof en prys, is dit ons manier om met ons woorde, met ons lofprysing, vir U dankie te sê vir wie U is, en vir U liefde en U genade oor ons lewe. Here, ons is vanoggend hier, elkeen van ons met ons eie stories, binne ons eie omstandighede. Here, elkeen van ons met ons eie drome en ideale, maar ook ons bekommernisse en vrese. Here, ons is hier wat ons wil U ontmoet. Ons wil U hart leer ken. Daarom vra ons, Here, praat vanoggend met elkeen van ons. Nou, Heilige Gees, help ons om U stem duidelik te hoor en dit te verstaan wat U vir ons sê, sodat ons deur U woorde gevorm kan word en ek kan gaan lewe in die wêreld daar buite. Hier is ons, Here. Ons honger en dors na U. Amen. Liewe kinders van die Here, ek groet julle vanoggend in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die God wat jou liefhet, wat jou op jou naam roep en vir jou sê, jy is myne. Genade en vrede vir elke een van julle. Amen. Ek wil vra dat ons maatjies vir my sal vorentoe storm, al ons kinders. Julle ken al die drill, storm, 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 storm. En vanoggend gaan ons kyk hoe gaan dit met elkeen van julle. Ja, julle moet nie daar ver sit nie, kom sit hier voor my. Kom sit hier voor my. Sy. Natuurlik, as boetie of sussie nog 'n bietjie bang is, kan pappa en mamma saamkom. Julle is meer as welkom. Hier kom nog enetjie. Rustig op haar tyd, né? Hoe gaan dit met julle? Gaan dit met julle baie goed? Het julle lekker geslaap? Het julle 'n lekker week gehad? Okay, dit klink daar vir my so, né? Die van julle wat by die skool is, gaan dit goed by die skool? Ja. Doen julle julle huiswerk? Ja. Genien? Want ek is 'n dominee, nee, ek weet dinge, julle. Doen julle julle huiswerk? Ja. Mooi, gaan dit goed met die toetse? Ja. Is julle soet by die huis? Ja. Mamma en pappa skree hardop vir my, is hulle soet by die huis? Dis onbeslis, nee. Dis onbeslis. Sê my gou maatjies, ons gaan vanoggend in die kerk verder gesels oor wanneer ons in die kar klim en ry. Ons gaan 'n bietjie met vakansie of ons gaan ergens. Julle weet mos, nee, as pappa en mamma vir julle sê, hoor, klim in die kar, hier gaan ons. Nee. Dan praat ons oor wat het ons alles nodig om saam met ons te vat. Nou vanoggend gaan ons gesels oor iets wat baie, baie, baie belangrik is as dit kom by ons wat in die kar klim en ry. Ek wil julle almal moet soet wees en mooi luister na my. Karuks, luister. Dankie. Wie van julle het al ooit saam met pappa of mamma gery en volgende oomblik toe gaan staan julle sonder petrol? Het julle al? Genigtig. En hoe het dit gevoel? Was dit lekker? Nee. En wat moes jy dit toe gedoen het? Hoe moes jy dit vir pappa in die kar wag, dat hy moes geloop het en gaan petrol haal het? Nee, pappa was by die huis en sy huis So hy was by die huis gewees. En toe kom help julle eintlik. So pappa was onskuldig in hierdie ene. Okay, goed. Julle kan 'n kar ry sonder petrol? Ek wil vir julle nog ietsie vra. Kan 'n mens diesel in 'n petrolkar gooi? Die kar gaan ontplof. Gaan die kar ontplof? Ek dink jy's heeltemal reg, né? So daarom, as jy met vakansie gaan of as ek iewers heen wil ry, is een van die eerste dinge wat 'n mens altyd doen, ek gaan kyk dat daar petrol in my kar is. Okay. Ja. En wat ons vanoggend gaan hoor, wie dink julle is die een wat net soos 'n kar nie sonder petrol kan ry nie, die een iemand is sonder wie ons glad nie kan lewe nie? Jesus, né? So net soos wat 'n kar nie sonder petrol kan ry nie,
Gaan ons vanoggend in die kerk gesels terwyl julle by die kinderkerk is, dat net so het ons vir Jesus nodig, want sonder Jesus kan ons glad nie lewe nie. Wie is die een wat sorg vir ons? Jesus. Wie is die een wat ons beskerm? Jesus. Wie is die een wat ons gemaak het? Jesus. Ons kan nie lewe sonder Jesus nie, ja? Want hulle sorg ook vir ons en hulle bid ook vir ons. Heeltemal waar. So ons gaan vandag daaroor gesels, maar ek gaan julle dit onthou. Ja. OK. Ek wil hê julle moet op julle knietjies staan. Ek gaan probeer om af te kom. Dominee Jaco se rug is lekker styf vanoggend. Ons het op die pret gegaan. OK. Het julle op 'n pret draf gegaan? Ja. Op julle knieë, is julle bene seer? Nee. Goed. Op julle knieë, handjies gevou, oogies toe. Kom ons almal bid saam. Liewe Jesus, Liewe Jesus, baie dankie baie dankie dat ons dat ons saam met ons maatjies saam met ons maatjies kan kerk toe kom. kan kerk toe kom. Dankie liewe Jesus Dankie liewe Jesus, dat jy lief is vir ons, dat jy lief is vir vir ons sorg ons sorg en vir ons beskerm. en ons beskerm. Jesus, Jesus, help ons help ons om altyd om altyd gehoorsaam te wees gehoorsaam te wees en te lewe en te lewe soos Jesus ons vra. soos Jesus ons vra. Amen. Amen. Julle moet nou lekker kinderkerk toe gaan. Die res van julle kan met pa en mamma gaan sit. Liewe ouers, vriende, geliefdes, soos wat die kinders uitbeweeg na buite, kom ons dien die Here met ons offergawes.
Nou, liewe gemeentevriende, vanoggend gaan ons kyk na 'n paar teksgedeeltes, soos wat ons deur vanoggend se boodskap beweeg. Maar ek wil vra julle solank julle Bybels oopmaak by Kolossense hoofstuk 1. Kolossense hoofstuk 1, daarvan vers 15 af, wat ons 'n paar verse dan ook gaan saam lees. So wat ons nou gehoor het by die kindermoment, vanoggend se boodskap gaan ons bietjie kyk na die volgende, so wat ons by die volgende paar Sondae nog gaan doen, aan dinge wat ek nodig het vir die reis. Verlede week het ons gehoor, dat die eerste ding wat ek moet seker maak ek in het, is my ID-boekie, né? My ID-boekie en lisensie, maar die laaste ding wat ek nou wil hê, is dat ek ergens langs die pad afgetrek moet word, en ek het nie my dokumente by my nie, want dit kan nou nogals die reis versier, as jy nog 'n boete ook langs die pad kry. Maar ons het ook gehoor verlede Sondag, dat ek moet onthou, dat op hierdie reis is dit belangrik dat ek moet weet wie ek in Christus Jesus is, wat my identiteit in Jesus is. Maar vanoggend gaan ons nou verder gesels oor benodighede vir die reis. En ek weet, almal van ons het ons eie manier van voorberei vir 'n reis, en ons gaan nog kyk na al daardie verskillende dinge in die Sondae wat kom, maar wanneer ek gereed maak vir 'n reis, is ek altyd die aand voordat ons vertrek, nog voordat die kar gepak word met enigiets, die aand voor die tyd, dan hou ek daarvan om die kar te vat en seker te maak, petrol is reg, olie is reg, water is reg, bande is reg, spaarwiel is reg, en dan as alles reg is, dan kan die kar gepak word, en dan is dit goed om te ry. En dis by iets dit daarvan waarby ons vanoggend gaan stil staan in hierdie boodskap. Want as ons kyk na benodighede vir die reis, en vir ons reis op pad na God se hart toe, is dit ook belangrik dat ons deurlopend moet seker maak, daar's petrol in ons engine, ons olie is reg, en ons bande is opgeblaas, en die loop lyk nog mooi. En dis by hierdie 3 dinge waarby ons vanoggend gaan stil staan. Is daar petrol in my tank, is my olievlakke reg, en in watter toestand is my bande. Want sonder daardie 3 dinge is die reis eintlik glad nie eers moontlik nie. Die eerste ding waarby ons gaan uitkom, is as ons kyk na daardie prentjie, is so bekend vir almal van ons, maar ek dink nie daarso is 'n prentjie wat sekerlik meer trauma veroorsaak huidigelik vir Suid-Afrikaners as daardie prentjie nie. Ek dink almal van ons vrees elke keer wanneer ons moet gaan petrol ingooi of gaan diesel ingooi, oor die impak daarvan op daardie bankkennisgewing wat jy daarna ontvang vir die hoeveelheid rand wat onttrek is uit jou bankrekening uit. Maar tog weet ons almal dat sonder daardie is die lewe eintlik nie moontlik nie. Sonder daardie pitstop wat ek maak om my tank vol te maak, gaan ek nie by die werk kan kom, ek gaan nie by die skool kan kom nie, tensy ek met 'n fiets ry, maar ek gaan definitief vir die lang pad kan reis op pad na God se hart toe. En net soos ek petrol in my tank nodig het vir hierdie lang reis, en net soos wat ek gereeld langs die pad my tank moet volmaak, net so is dit een van die belangrikste benodighede vir ons reis op pad na God se hart. Wat het ons by die kindermoment gehoor? Net soos wat 'n kar nie sonder petrol kan ry nie, net so moet ek en jy nie eers probeer om 1 tree van hierdie lewensreis te gee sonder Jesus nie. Lees saam met my in Kolossense hoofstuk 1, van vers 15 af. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. En dan baie mooi, ons kernvers as dit kom by hierdie element. Alles is deur hom en vir hom geskep. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste. Die een wat uit die dood opgestaan het sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself
versoen. Julle lees julle wat Paulus hier vir ons skryf in hierdie brief? Paulus sê dat ons moet onthou, dat as ons by God se hart wil uitkom, net soos wat ons by die inleiding van die reeks gepraat het, oor die verskillende bussies waar ons moet inklim, en dat dit net die Jesus bussie is wat ons na God se hart toe vat, hier bevestig Paulus dit weer eens, dat die enigste manier wat ek 'n kans het om by God se hart uit te kom, is deur 'n verhouding met Jesus Christus. Want Jesus is die een deur wie ons, die woord sê, met God versoen is. Met ander woorde, God het ons gemaak, hy het aan ons die lewe gegee, hy is ons bron, hy is die een waar ons vandaan kom. Maar as gevolg van sonde, en as gevolg van ons eie verkeerde keuses en besluite, het daai verhouding nou gebreek. En as gevolg van die sonde, kon ons nie meer by God se hart uitkom nie. Daar was 'n afstand tussen ons en God. Maar toe het Jesus gekom, en in ons plek aan die kruis gesterf, sodat daardie verhouding weer herstel kan word, en ons nou weer elke dag in 'n verhouding met God kan lewe. Sonder Jesus is 'n verhouding met God nie moontlik nie. Sonder Jesus sal ons nooit by God se hart kan uitkom nie, want Jesus wys vir ons God se hart. Jesus leer vir ons van God se hart. Hy vertel van ons van God se hart, maar hy is ook vir ons die voorbeeld van God se hart. Jesus is die begin van alles, hy is die rede vir alles, en hy is die einddoel van alles. Dis hoekom die woord vir ons sê, Jesus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Maar ons het gehoor in ons reeks oor Jesus verlede jaar, dat Omega beteken nie fisies die einde nie, dit beteken Jesus is die einddoel van alles. Jesus is die begin van ons lewe, en Jesus is ook die doel van ons lewe. En die rede waarom ons elke dag lewe, is nie net om te glo dat Jesus vir my in die kruis gesterf het nie, dis om al hoe meer soos Jesus te word. Dis om te groei en aan die beeld van Jesus gelyk te word. Dis om die voorbeeld van Jesus te volg. En soos wat ek groei in my verhouding met Jesus, soos wat ek meer gevorm word om aan die beeld van Jesus gelyk te word, so ontdek ek meer van God se hart en leer ken ek wie God is. Maar dis nie moontlik sonder Jesus nie. Dis nie moontlik sonder om Jesus te glo nie, dis nie moontlik sonder om Jesus as jou verlosser aan te neem nie, en dis ook nie moontlik om by God se hart uit te kom, as jy nie die voorbeeld van Jesus volg nie. Oom Koenie Burger het in sy boekie Ontmoetings met die Lewende God, dan skryf hom Koenie en hy sê, as jy God se binnekant wil leer ken, God se hart, dis mos waarom ons hier is, dis waarom ons op hierdie reis is, ons wil God se hart leer ken. As jy God se hart wil leer ken, as jy God se binnekant wil leer ken, dan moet jy elke dag deelneem aan sy buitekant. Want soos wat jy deelneem aan sy buitekant, leer ken jy sy binnekant. En julle dink gou daaraan, so wat ons nou by die kindermoment ook gesels het, gaan enige iemand van ons doelbewus na die vulstasie toe gaan, en vir die petroljoggie sê, weet jy wat, hierdie is 'n petrol engine, maar ek voel vandag lus vir diesel. Ek sien die dieselpryse 'n bietjie afgesak vandag, diesel is bietjie goedkoper as petrol, ek verkies diesel vandag, baie dankie. Hoe sal dit vir ons gaan? Goed? Glad nie. So as God die een is wat aan ons die lewe gegee het, as ek en jy deur God geskape is, en ons is vir hom geskape, waarom sal ons enige ander petrol ingooi as Jesus? Want as ek dit doen, as ek my lewe probeer volmaak met enige iets anders, enige iemand anders behalwe Jesus, dan gaan ek mos my engine breek. Dan gaan ek opblaas. My engine gaan oppak. Ek gaan nie hierdie reis kan volloop nie, want ek is 'n engine wat gevul moet word met die een deur wie ek gemaak is. Die een deur wie ek geskep is. Die een wat vir my in die kruis gesterf het. Anders dan mis ek my doel. Anders is ek nie daartoe in staat om die lewe te lewe wat hy vir my in gedagte het nie, en kan ek ook nie die mens wees wat hy vir my in gedagte het nie. Daarom is een van die belangrikste dinge wat ek en jy altyd moet onthou, een van die dinge wat ons nodig het vir hierdie reis wat voorlê, is 'n gesindheid van afhanklikheid van Jesus Christus.
Om te besef, ek is in elke aspek van my lewe afhanklik van die een deur wie ek geskape is. Sonder hom kan ek nie lewe nie, sonder hom wil ek nie lewe nie, en sonder hom kan ek nie die lewe lewe wat hy vir my in gedagte het nie. Paulus skryf hier, alles is deur hom en vir hom geskape. En ek het vroeër by die bergrede, in Matteus 5 vers 3, dan lees ons Jesus se woorde waar Jesus sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. As jy God se koninkryk wil sien, as jy in God se koninkryk wil ingaan, as jy God se hart wil leer ken, as jy wil weet wie God is en elke dag meer van hom wil ontdek en meer van hom wil beleef, wat is die beginpunt? Geseënd is die. Die letterlike vertaling sê, welgeluksalig, geseënd. Met ander woorde, gelukkig is die een wat weet hoe afhanklik jy van God is. Wat weet dat ek kan nie 'n enkele kilometer ry as my tank nie gevul is met Jesus Christus nie. Ek kan nie een tree uit my eie uitgee sonder Jesus nie. Sonder hom kan ek niks, sonder hom is ek niks. Sonder hom sal ek nooit enigiets kan wees nie. En julle, as ek en jy nie met daai gesindheid lewe nie, dan sal ons nooit by God se hart kan uitkom nie. Maar die enigste manier na God se hart is in 'n lewende verhouding met Jesus Christus. En die week toe ek daar by die FCSV by die hoërskool ook gaan gesels het met die personeel in die personeelkamer ook, toe vra ons daar die vraag en ek wil dit vanoggend vir julle ook vra. Baie mense kom partykeer na my toe sê, Dominee Jaco, die Bybel sê vir ons, en ons as Christene glo, dat die enigste pad na God se hart is deur Jesus Christus. Maar Dominee Jaco, wat van ander gelowe? Daar was baie ander gelowe wat ook 'n God aanbid. En ek kyk partykeer Dominee Jaco, hulle is goeie mense, jong. Hulle is goeie mense, hulle word ook seker gered. Goeie mense gaan ook seker hemel toe. Liewe gemeentevriende, is dit goeie mense wat hemel toe gaan? Nee. Dit staan nêrens in die Bybel dat goeie mense hemel toe gaan. En dit staan nêrens in die Bybel dat Christene is mense wat lewe omdat ons dink ons is goeie mense nie. As ons die Bybelse boodskap reg verstaan, leer die Bybel vir ons Christene is juis mense wat besef dat sonder Jesus is daar niks goed in my nie. Ek is nie goed nie. Ek is gebroken. Ek is sondig. Ek is verlore. Ek is op pad na die dood toe. Uit my eie uit is hier niks goed in my nie. Ek het 'n verlosser nodig. En al wat 'n Christen is iemand wat besef, sonder Jesus is ek niks, sonder Jesus kan ek niks, want daar is nie in myself iets goeds nie. Ek is nie 'n goeie mens nie. Here, red my asseblief en verander my hart van binne af. En dan deur 'n verhouding met Jesus Christus word ons nuutgebore, word ons 'n nuwe mens geskape. En danksy dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, gaan ons hemel toe. Dis nie goeie mense wat hemel toe gaan nie. Dis nie goeie mense wat God se hart ontdek nie. Dis mense wat lewe in afhanklikheid van God se genade onbeskryflik groot. En dis ook nie goeie mense wat God soek nie. God soek heilige mense. Wat beteken die woord heilig? Heilig beteken nie ek loop met my neus in die lug en ek dink meer van myself as van ander nie. Dis skynheilig. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het in Jesus se tyd so geloop en dat hulle almal, as iemand 'n fout maak, dan sê hulle, "Oh, het jy gehoor wat het Frik nou weer gedoen? Frik, ek het gehoor hoe praat jy gister met Sari, nee, het jy geweet die woord sê jy mag nie so met haar praat nie, nee, sies vir jou." Julle gehoor hoe Martie het weer gisteraan lekker daar diep in die bottel gekyk gisteraan, nee? Het jy gehoor? Johannes het nou die dag weer daar, ek het gehoor, hy het weer baie skuld opgemaak, jong, groot lening aangegaan, nog aangebou daar by die huis. Jy het gehoor? Die skrifgeleerdes en die fariseërs het dit gedoen. Hulle het elke dag met hulle neus in die lug geloop en vir ander mense gewys hoe swak en sondig hulle is en waarom die skrifgeleerdes en die fariseërs as voorbeelde vir die mense gesien was. En wanneer Jesus na hulle kyk, hoe spreek Jesus hulle aan?
Hy sê vir hulle, skynheiliges, in ons Afrikaanse vertaling. Letterlik, as ons dit in die Hebreëus uit vertaal, onthou alhoewel die Nuwe Testament in Grieks geskryf is, het Jesus in daai tyd in Hebreëus gepraat, het dit baie meer geklink soos addergeslag. Julle is slange, skynheilige mense. Dan vertel Jesus die gelykenis waar die skrifgeleerde en die fariseer langs 'n vrou staan en hy kyk na die vrou en hy sê, Here, ek is so dankbaar dat ek nie soveel sonde soos hierdie mense het nie. Here, ek is so dankbaar dat ek 'n goeie mens is. 'n Goeie lewe lewe. En dan sê Jesus aan die ander kant staan hierdie vrou en sy is eers bewus van hierdie mens en sy opinie of enigiets nie. Sy is in gebed tot haar hemelse Vader en al wat sy bid is sê, Here, wees my genadig. Here, wees my eenvoudige sondaar mens genadig. En dan sê Jesus, watter een sal gered wees? Die vrou. God stel nie belang in mense wat dink hulle is goed of beter as iemand anders nie. Hy soek mense wat heilig is. En wat beteken die woordjie heilig? Heilig beteken ek is afgesonder vir God. Ek behoort aan hom, ek behoort aan niks of niemand anders te nie. Ek behoort aan hom. Ek lewe in afhanklikheid van hom. Daar is een mens vir wie ek lewe, iemand vir wie ek lewe, en dit is Jesus Christus. Die pad na God se hart is om elke dag van my lewe by die volstasie te stop en te besef, ek is vir God, deur God geskape. En Here Jesus, daarom lewe ek nie vir myself nie, maar ek lewe vir U en U alleen. Weet jy wat is die goeie ding van hierdie petrol? Met respek gesê petrol. Dis nie soos die petrolprys vandag, wat se prys elke keer op en af, en jy weet nie hoe om daarvoor te begroot ensovoorts nie. Die woord sê vir ons, Jesus Christus is gister, vandag en in alle ewigheid dieselfde. Hy verander nie, sy wil verander nie, sy wil vir ons lewe verander nie. Altyd dieselfde. Nou is jou tank gevul met petrol. En jy val in die pad en ewe skielik kom daardie lekker liggie so aan wat vir jou sê, oliedruk probleem. En wat is die opdrag wat dan daarna vir jou gegee word? Ry rustig tot by die volgende dorp. Nee, skakel die engine onmiddellik af. Want jou tank kan gevul wees met petrol, maar as jou oliedruk nie reg is, as jy oor in jou kar en jy ry aan, dan gaan die engine breek. Daarom die oomblik wanneer daar die olieliggie aankom, moet ek eintlik my engine afskakel, want daar's moeilikheid, daar's gevaar. En weet julle wat? Elke keer as die Bybel praat van olie, die meisies met die lampies en hulle met die olielampies. Elke keer van die Bybel, veral in die Nuwe Testament praat van dit, van olie, dan word daar verwys na die Heilige Gees. En net soos wat ek moet seker maak, die oliedruk in my kar is altyd reg. Net soos die ander ding wat ek altyd moet seker maak op my reis op pad na God se hart toe, is dat ek lewe in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Die woord sê dit vir ons, Galasiërs 5 vers 24 tot 25, daar staan, die wat aan Christus Jesus behoort. Ek behoort aan Jesus. My tank is gevul met Jesus. Ek is sy kind, ek lewe vir hom, ek lewe deur hom. Het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. En dan sê Paulus, ons lewe deur die Gees, dat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Dan in Romeine 8, dan lees ons ook, as julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. En julle net soos wat ek so gereeld as moontlik daardie dipstukkie moet uithaal en moet kyk of die olie reg is en die olievlakke reg is ensovoorts, net so moet ek elke dag van my lewe, die oomblik as ek my oë oopmaak, vir myself eerlik afvra, lewe ek op hierdie stadium
Deur my eie wil en my eie planne en my eie natuur en my eie begeertes, of lewe ek elke dag in volkome oorgawe aan die Heilige Gees? Is my drome en my planne en my ideale en my wil en dit wat ek graag in die lewe wil hê, die dryfveer vir elke dag van my lewe? Of is dit wat God deur sy Gees vir my wil leer, God se wil vir my lewe, die dryf van my lewe? En vir kinders van die Here om by God se hart uit te kom, is daar net een kopsie. Julle, die woord sê baie duidelik vir ons, dat jy kan nie met jou een voet deur die Gees gelei laat word, en met jou ander voet staan jy ook nog so 'n bietjie in die wêreld, want ek wil graag 'n kind van die Here wees, maar hier's daarom dinge van die lewe hierso wat ook maar lekker is, nie? En hulle sê seker nie alles wat lekker is sleg vir jou nie. So ons kan seker 'n bietjie van beide beleef. Nee. Die woord sê vir ons jy maak 'n keuse. Of jy laat jou regeer deur jou wêreldse eie ek. En die Bybel dra nie stokkies daarom, hy sê die wêreldse eie ek is jou sondige natuur. So is jou sondige natuur, jy moet weet as jy uit jou eie uitlewe, is dit wat jy wil doen en dit wat jy wil sê nie God se wil nie. En as dit nie God se wil is nie, dan gaan jy nooit by God se hart uitkom. En daarom is die enigste alternatief om jou lewe neer te lê en elke dag vir die Heilige Gees te vra, moenie laat ek een woord vandag sê, een besluit neem, een ding doen, as U my nie lei om dit te doen nie. Dis om voordat ek in die pad val en te ry, net gou weer daardie stokkie uithaal, te kyk, waar lê my olievlakke? Is ek gevul met die Heilige Gees? Lewe ek gevul met die Heilige Gees? Of lyk die vlakke maar bietjie laag, en ek is eintlik besig om te lewe uit my eie uit op hierdie stadium. En julle, net soos wat 'n voertuig sonder olie net een uiteinde het, en dis die engine gaan oppak, net so is enige kind van die Here, wat nie elke dag in volkome oorgawe aan die Heilige Gees lewe nie, gaan ook op 'n stadium oppak. Daarom moet ons elke dag van my lewe sê, Here, laat U wil geskied. Ek lê my lewe neer, ek wil lewe deur die Heilige Gees en nie uit myself uit nie. En dan die ander lekker ene wat die meeste van ons, ek dink dikwels die meeste oorslaan, want ons weet petrol is belangrik, ons weet olie is belangrik, maar ons aanvaar partykeer nie die bande is reg. En dan gaan ons op pad, en dan iewers langs die pad afgetrek, en dan sê die verkeerskonstabel kom aangestap, en sê, meneer, wanneer laas jy gekyk na hierdie loop van jou bande? Meneer, het jy gesien hoe lyk jou bande? En dan moet ons bieg, ek weet nie wanneer laas het ek na my bande gekyk nie. Of ek weet nie wanneer laas het ons na die drukking van die bande gekyk nie. En tog weet ons, enige voertuig kan nie regtig ry sonder bande nie. Ek en jy het 'n lewe nodig in volkomme afhanklikheid van Jesus, gehoorsaam aan die Heilige Gees, maar saam met ander gelowiges. Saam met ander gelowiges. Net soos wat daardie voertuig rus op bande wat hom aandryf, net so moet ek en jy ook toelaat dat ander naby aan my kom en dat ek ook naby aan ander wees. Daar bestaan nie iets soos 'n kind van die Here wat in isolasie lewe nie. Daar bestaan nie iets soos kinders van die Here wat kan sê, weet jy wat, ek het niemand anders te nodig nie. Want die woord gee vir ons duidelik die opdrag, as kinders van die Here word ons deel van 'n geloofsfamilie en saam aanbid ons die Here, saam lewe ons in afhanklikheid van die Here, saam reis ons na God se hart. Daar's 'n baie duidelike opdrag in Hebreërs 10, waar hy vir ons sê, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Goed, daar staan nou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Lees julle? Laat ons na mekaar omsien, laat ons kyk na mekaar, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Dit beteken, as 'n kind van die Here, en is nie nodig dat ek nou ewe skielik 1300 mense in my binnekring toelaat nie. Dis nie, ek weet daar is 'n mate van privaatheid, maar almal van ons moet ten minste 'n paar jou vriende of jou hartsmense wat ook kinders van die Here is. En daai mense moet die vrymoedigheid kan hê om wanneer hulle sien, hoor jy so Jaco, die laaste tyd lyk dit vir my jy het vergeet om jou olie te check.
Jy volg jou eie kop, jy lewe nie meer so afhanklik so vir die Heilige Gees, soos wat jy altyd het, jy moet oorgee op net weer, moet dit iemand wees wat ek genoeg vertrou en toestemming gee, om wanneer dit nodig is, na my om te sien, deur te sê, Jaco, jy moet weer terugdraai na die Here toe, nee? Ek dink dit is weer belangrik dat jy passie weer bietjie aan die brand steek. Ek dink dit is belangrik dat jy mooi dink oor hierdie besluit wat jy neem, het jy al gevra vir die Here se wil is. So ons moet na mekaar omsien en mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. En dan, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos baie se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nakom. Julle, hierdie gaan nie oor kerkbywoning nie. Hier is nie 'n teksgedeelte wat nou ons wil raas vanoggend en ek gaan nou hierdie gedeelte lees en dan sê ek, hoorie, maar nou moet jy weet, as ek jou volgende Sondag nie in die kerk sien nie, gaan ek of die kerkraad jou bel en sê, hey. Hierdie gedeelte sê vir ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig. Want ek kan gevul wees met afhanklikheid van Jesus Christus. En ek kan elke dag lewe in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, maar ek bly net 'n mens. En iewers gaan ek moeg raak. Iewers gaan ek seer kry. Iewers gaan ek deur situasies in my lewe gaan wat gaan voel dit oorweldig my. En dan, as ek alleen is, het ek moeilikheid. Maar daarom sê die Here, my plan vir jou was nooit om alleen te wees nie, maar dat jy die hele tyd jou bande se loop moet toets, die druk van jou bande moet toets. Wat beteken dit? Jy moet jouself omring met mense, dat wanneer jy nie meer kan nie, hulle jou kan optel, hulle jou kan ondersteun, hulle jou kan bemoedig. Dis hoekom die woord vir ons sê, wanneer jy deur uitdagings gaan, moenie moedeloos wees daaroor nie, want God gaan jou bemoedig, maar hy gaan ook medegelowiges vir jou gee om jou te bemoedig. En dan eendag gaan jy weer die een wees wat ander kan bemoedig, wanneer hulle deur dieselfde omstandighede gaan. Wat het ek nodig vir die reis? Afhanklikheid van God. Elke dag van my lewe. Volkome oorgawe aan die Heilige Gees en die ondersteuning van medegelowiges. Sonder hierdie 3 kan ek en jy nie die pad na God se hart aandurf nie. Want ons gaan nie baie ver kom nie. 'n Hart gevul met Jesus Christus. 'n Lewe deur die Heilige Gees en die ondersteuning van medegelowiges rondom my. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir U dankie sê vir hierdie nuwe lewe waarmee U ons seën. Here, 'n lewe waarin U ons innooi in 'n verhouding met U. Here, 'n lewe waarin U ons innooi in 'n hele nuwe manier van lewe. Here, 'n lewe waarin ons Jesus se voorbeeld volg. En waar ons elke dag al meer in die beeld van Jesus gelyk word, Here, sodat ons gevorm word na U beeld. En Here, dankie dat ons kan weet dat ons nooit alleen is nie. Here, U het vir ons die Heilige Gees gegee om elke dag by ons te wees, om in ons aan die werk te wees, om deur ons aan die werk te wees. Help ons daarom om elke dag in volkome afhanklikheid en gehoorsaamheid te lewe. Maar Here, ons wil ook dankie sê vir U, vir medegelowiges, vir boeties en sissies in Jesus Christus, wat ons kan ondersteun wanneer ons moeg is, of gedaan is, of bekommerd is. Here, wat ons kan regwys wanneer ons droog maak. Here, so het U dit bestem. Ons gebed is, Here, dat U elke dag vir ons sal help, om voordat ons enige tree op ons reis na U hart te gee, elke dag vir onsself te vra, is my hart gevul met volkome oorgawe aan Jesus Christus? Lewe ek volkome deur die krag van die Heilige Gees? En Here, met dankbaarheid vir mense in my lewe wat daar is wanneer ek hulle nodig het. Ons loof U en ons prys U heilige naam. En ons bid dit alles in die naam
van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam tot eer van die Here, 'n lied wat eintlik iets verwoord van dit wat ons nou gehoor het. Here, U is my lewe, ek ken U veilige bewaring elke dag. Daai lewe en afhanklikheid van die Here. Kom ons sing dit tot eer van sy naam. As ons gehoor het dat ons as 'n geloofsfamilie mekaar moet bemoedig en ondersteun, dan is een van die maniere wat ons dit doen om ook mekaar te seën. So ek gaan vra dat jy weer eens jou geliefde so sal omarm en dan seën ons mekaar vir oggend. Ek sal vir ons voorgaan en dan herhaal julle doodgewoon die woorde agter my aan en so seën ons mekaar as kinders van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons liefdevolle Vader, en die krag van die Heilige Gees, met jou wesen bly, elke oomblik, van elke dag. Die Here seën jou, gaan wees 'n seën vir ander. Amen. My ziel
te